ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 441. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Dit is al 5 boek, so amper 500 bladsye dik swart boek. 13 jaar van my lewe in daai boek. Dis 'n moed. Sou iemand in die familie sterf wat ondersteuning nodig het, dan kan jy net daai boek gebruik en vir hulle dit gee. Alles is daarin. Verskoon my. Bietjie koelerig hier in die ateljee. Maar ja, vir al die eer, ons doen dit met groot ywer. Ek wil net ook dalk sê, sou jy belangstel in die boek, dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367-124, gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit al die eerste keer is na die reeks kyk of luister, die is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd baie welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. Dit is noodsaaklik dat jy inteken, of soos die Engelsman sê, subscribe by die YouTube kanaal. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses, dis lewensverandering. Skryfblok en pen, 33 Afrikaanse Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê, Vader, dat ons die nuwe week kan begin in die naam van Jaffa, die naam bo elke ander naam. Vir ons het die naam nie net 'n gewoonte vormende ritueel geword nie. Maar elke keer wanneer ons die naam kan noem, het sy in 'n gesprek of in aanbidding, is dit vir ons so heilige oomblik, dis so vir ons 'n bonatuurlike gegewe geleentheid, dat ons net kan sê dankie, 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 dat ons die voorreg het om nie te dink ons weet nie, maar te weet, dat ons weet, dat ons weet. Dankie vanmôre vir die geleentheid. Ek wil bid, seën elke van my broers en susters, seën hulle wat siek is, Vader, raak hulle aan, hulle wat in behoefte is, voorsien, hulle wat in stryd is, laat u woord sê, dat u, Jaffa, het klaar die stryd gestry, die oorwinning is ons. Ek wil bid vir vanmôre se woord, maak dit lewend in ons midde en ontvang dan ook die heerlikheid in ons aanbidding. Ons vra dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa en elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot seën sal wees. Ek dink ek moet maar net dit baie gou net dit regstel, veral julle mense wat die groot televisies het waar my beeld op is. Het lyk of ek so 'n bietjie in 'n geveg was. Dis nie so nie. Ek het onder my oog ek het gedink dit was 2 sulke breinkolle wat daar uitgekom het, maar dit is toe al die tyd 4, 2 gou operasietjie gehad waar hulle met die laser die eerste 2 uitgehaal het hier op my regterkant. Redelik diep gewees om dit uit te haal. En dit word weggestuur vir analise vir kanker so goed. Ek sê dis afgesny in die naam van Jaffa. Ek stuur dit weg, ek glo dit nie. So my oog is bietjie dik. Pastoor George Wilken, hy lag so lekker, hy sê maar, hy sê daai vrou van jou sê weet hoe met haar regte te slaan, hè. Ja. Ek gee aan Jaffa al die eer en ek vertrou dat daar geen komplikasies en goed sal wees nie. Dis ook die een van die redes dat ek nie opgeneem het laasweek in die ander boodskappe nie, want my oog was redelik
toegeswel gefees. Want ja, vir al die eer. En dis die lekker van die ontbytsessie, ons kan deel met mekaar oor verskillende dinge wat daar is. Welkom by ontbyt met Prof Wannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u seën gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 13. Ek wil tog hê u moet vir ons bid ook in die bediening. Daar's aanslae van tyd tot tyd teen ons. Ek het nou 'n probleem met my foon opgetel, ek moet maar net noem. Ek het klaar 'n nuwe een gekoop. Daai een is so de mekaar. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. Ek kan nie dit verduidelik nie. Hulle haak mos die foon en hulle doen die dinge en al die dinge. En my foon is uiters belangrik. Want dit is ons kommunikasie-instrument wat ons met die mense deel. So ek wil tog hê, u moet vir ons bid. Ek wil net een ding sê, ek dink nie, ek is so verseker, ons is besig met die regte dinge. En dis hoekom ons al die teëspoede goed het, maar aan Jaffa al die eer. Ons sny die negatiewe goed uit. As die foon vervang moet word, dan is sy tyd. As die wielbars op die kar wat gebeur het laas week, dan as dit gebeur, dan gebeur dit. Dis hoe dit is. Dis, hoe sê die Engelse, dis running repairs. Dis maar wat die bediening is. Die bediening het uitgawes, so daarom het jy 'n verantwoordelikheid om die bediening aan die gang te help hou. Die boek Spreuke, hoofstuk 23, vers 26. Nou sê ou koning Salomo, my seun, gee my jou hart, wat ons weet my sielsdimensie is. Hy sou nooit vir sy seun gesê het, gee my jou hart nie. Want sy seun kan nie sy hart uitblik om sy pa gee nie. Dis maar hoe Tosius hulle in hulle onkunde die vertaling gedoen het uit die 1611 King James uit. Maak hulle asof hulle die Hebreërs vertaal het. So direkte vertaling uit die 1611 King James Bible. My seun, gee my jou hart op jou siel, sê mense, en laat jou oë 'n welgeval hê in my wee. Dit is koning Salomo se wee. Hy praat met sy seun. Hy sê jou oë moet my dophou. Dis wat hy eintlik sê in die beeldspraak. Kyk na die beeldspraak. Hy sê vir sy seun, let op my wee. Laat jou oë 'n welgeval hê in my wee. Koning Salomo se wee. En dit vir my vandag maak dit so anderster. So totaal anderster. Dat ek nie nodig het om my oë op iemand anders te hê nie. Op iemand anders se wee nie. Dit is nodig om my wee te volg nie. Hoekom? Want ek is 'n mens. Ek kan ook foute maak. Men nie ek dan 'n sny in my gesig. Dis mens. Ons het 'n paar wit vlerke op pad hemel toe nie. Nee, ons is dag vir dag besig om die pad van verlossing te stap. In onderrigting deur die Ruach HaKodesh. Ek wil vanmôre vir u sê, vir ons as Jafiste, wie deel van die universele brein van Jafashua is, ons moet ons oë gefestig hou op Jafashua, die volëinder van ons wee. Ons kan nie eers koning Salomo se wee volg deur ons oë op hom te hou nie. Met die oud 700 vrouens gehad, plus byvrouens, bywywe. Hoeveel kinders het hy gehad, wat hy nie eers van geweet het nie. Verstaan jy, ek noem dit net. En dit is waar die probleem kom vandag. Die mense aanbid afgode. Kyk die boeddhistiese geloof. Daar sit 'n Boeddha so. Die duiwel sit op sy kop. Hulle maak nes op sy kop. Hy sit net so. Of die son skyn of dit reën. Sement, klip. Verstaan jy wat ek probeer sê? Hout. Ek is so dankbaar dat ons vanoggend ons oë gefestig kan hê op die koning van alle konings, Jafashua, die volëinder van ons geloof, die een wie ons met sy eie bloed gekoop het,
Die een wat ons vry gemaak het van al ons sonde en ons ongeregtigheid. Ons wie heidene was. Ons was nie eers Jode gewees wat 613 wette gehad het. Nee. Ons het soos heidene geleef. Maar die woord sê, hy het ons ongeregtigheid op hom laat neerkom. Jesaja 53 sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Die straf, daai kats wat hy mee geslaan was, wat die vleisstukke uit sy liggaam uitgeruk het, sodat hy so gedreineer was, dat hy nie sy kruis alleen kon dra teen Golgotha uit nie. Maar Simon van Sirener, wat op pad was dorp toe, wat per ongeluk vasgeloop het in hierdie verrigtinge, was geforseer om die een kant te vat, en Jafashua te help sy kruis dra. Hy het heel waarskynlik nie eens geweet, wat hierdie Joodse man verkeerd gedoen het, om so mishandel te wees nie. Ek kan daar jare terug, was daar in die kerk was daar 'n opvoering gewees, wat rondgegaan het oor Simon van Sirener, wat per ongeluk in die verrigtinge ingestap het, wat geen seggenskap gehad het, of hy wou die kruis dra, of hy selfs geglo het in Jafashua of niks nie. Min wetend, wie help hy sy kruis dra? En ons vandag moet ons oë gefestig hê op die wee van Jahwe, ons Elohim. Hy wat nie 'n mens meer is nie. Hy het mens kom word, Jesaja 1 Timoteus 3 vers 16. Het Jahwe deur Jafashua kom mens word. Hy het vir ons die geleentheid gegee om in sy bo-natuurlike genadebloed te kan funksioneer. My seun, gee my jou hart of jou sielste mense, en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. Ek het nogal gesê laas week, hoeveel van ons kan sê dat ons seuns en ons dogters kan na ons kyk toe ons jong was en sê, ek wil my pa wees. Ek wil loop soos my pa. Ek wil praat soos my pa. Ek wil doen wat my pa doen. Hoeveel? Meeste van die ouens se seuns het nie 'n behaag daarin nie. Want die seun wil nie sy eie vrou eendag aan haar hare pluk nie. Want hy het gesien sy pa het sy ma aan haar hare rondgepluk. Of gesien dat sy pa het sy ma met die vuis geslaan. Of hy het gesien sy pa het paralytiek gelê op die bank. So van 'n drank, hy kan nie regop kom nie. Dat hy nie eens in sy eie bed kan slaap nie. Ek weet nie, die goed wat daar gebeur het, is dit wat my seun sal wil gedoen het? Is dit wat u seun sou wil gedoen het? Maar nou kyk ek na die teenoorgestelde, in plaas van die flip side, die teenoorgestelde. En baie van daai goed was gedoen terwyl die mense in sonde gelewe het. Dis wat ons was, dis wie hulle was, maar dis nie wie hulle vandag is nie. Vandag is hulle gereinig deur die bloed van Jafashua. Kyk na die beeldspraak in vers 27. Of kom kyk na vers 26, my seun, gee my jou hart, jou sielste mense, en laat jou oë 'n welgevalle hê my wee, vers 27. Want 'n hoer is 'n diep kuil. Kyk na die beeldspraak. En 'n ontuchtige vrou is 'n nou put. Smal put. Hierdie spreek van totale sondevervalling. Soos in die tyd waarin ons in hierdie 21ste eeu leef. Hy sê, want 'n hoer is 'n diep kuil.
Hier haal koning Salomo net die hoer se lewe en hy bring haar in aanskouing. En 'n ontugtige vrou is 'n nouput. Dis maar dieselfde vrou wat in die vlees lewe, wat in die sonde is. En die Bybel sê dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die bose magte in die lig, sielsdimensie. Ek is so dankbaar daar's vir ons genade. So dankbaar daar's vir ons hoop en lewe. Met die belofte van die ewige lewe. Hierdie wat koning Salomo die hoer en die ontugtige vrou uitwys, is om die beeldspraak van die algemene sonde van die wêreld onmiddellik vir ons ten aanskouing te bring. En Engels sal sê to make us aware, om ons aandag te trek. Breek met die sonde. Breek met die gewoontes van die sonde. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar daar's 'n kondisie, maar jy moet my eer. Kom ons eer Jahwe vandag vir die bloed wat hy vir ons gestort het, dat ons nie nodig het om onder hierdie kam geskeer te word nie, maar dat ons in opregtheid vir Jahwe ons Elohim kan lewe. Kom ons gebruik hierdie dag om die beste te wees en iewerste vir iemand te vertel van die genadebloed van Jahwe. Maranatha, Jahwe kom weer. Halleluja.